Eendag, lang gelede in die oerwoud. Een aand tydens 'n verskriklike storm, wat weerligte geblits het, geskiet het, geflits het, haalkorrels geval het, ysballe uit die lug uit, want dit was 'n massiewe storm, winde wat so sterk gewaai het, dat arende se nesse van die kraans afgewaai het, in die bome in, uit die bome uitgewaai het, tot op die grond. Arende het wakker geword, tussen luiperds wat tussendeur blaartjies loer, en wonder wat te hout nessies is hierdie. Bobbejane wat se toue so die mekaar gewaai, dat hulle 'n olifant gekry het in die een boom wat geswaai het, en gesê het, wow, ek was nog nooit in 'n swaai nie. Die hele oerwoud was deur mekaar, en dit waar 'n vergadering gehou het, was erger as al hierdie dinge. Want toe die diere vergadering hou, toe vra die boskoning leeu, sien julle, die stoomwolk uit die middel van die woud is nie daar nie. Dit beteken, daar's moeilikheid. Want onthou julle, daar's 'n rivier in die middel van die woud, wat reg in 'n waterval afval, diep in die aarde in, en daaronder val dit op die lava, en hou dit koud. Want wat gaan gebeur as die lava se kors smelt, en dit opstoot op en op en op, en uit die gat uitloop? Die hele bosveld gaan aan die brand. Die hele oerwoud gaan afbrand. Want daai lava gaan opkom en alles brand. So hulle moet daai rivier, hoekom hy opgehou het, moet hulle oplos. So die diere het plan gemaak, by mekaar gekom, bosolifant het gekom, die boskameelperde, daar was tot 'n paar gorillas gewees, Stompie en Stertjie was ook daar, hulle was opgewonde, vir hulle het dit geklink soos 'n groot avontuur, maar dit was 'n verskriklike belangrike ding. Hulle almal het gepak en gestap. Maar koning Leeu het gesê, nee, stop julle, nie almal nie, nou is daar baie gevaarlike ding in die woud. Ons moet net 'n paar stuur om te gaan kyk eers, wat is fout. Wel, die tier het gegaan, 'n pikswart luiperd, 'n puma, en Stompie en Stertjie en hulle pappa. En Sturtjie natuurlik, Sturtjie is super slim. Julle, sy lees boek, sy teken prentjies, sy is slim. Hulle het gegaan in die woud, almal op die 2 bosolifante gery. Die puma, die tier het hier vooruit gestap, met hulle skerp naels. Kon hulle maklik deur die modder kom en van boom tot boom spring. Apies het op die olifant gery, want dit was net verskriklik lekker. En daar was 'n kameelperd met sy lang nek, om oor alles te kyk. Julle, van hierdie storm het hierdie plek die mekaar gehad. Daar was piesangs op die grond, wat uit die bome uitgewaai het. Gladde, gevaarlike goeders, nê? Maar, toe hulle daar kom, sê die kameelperd, julle, ek sien die probleem. Na die storm, daar's 'n massiewe boom, wat reg oor die rivier geval het. En nou het hy 'n dam gemaak en die rivier vloei om hom. En dit mis daardie gat heeltemal. Julle, en daar koekeloer hulle daar af en hulle sien daaronder rooi magma. Daai lava wat warm word. En begin borrels maak en hulle sien, dit gaan begin styg. Ons moet 'n plan maak met hierdie boom. Hoe kry die boom uit die pad uit? Hulle weet nie, as hulle die boom uit die pad uit kry nie, gaan al die diere moet vlug uit hierdie oerwoud uit. Die hele oerwoud gaan verdwyn, afbrand. Hulle wil dit nie hê nie. Maar daai boom is groter as 'n bus. Hy's massief. Nou moet hulle hom gesny kry, en die olifante sê, tier en luiperd, nee, tier en puma, vat julle naels en krap die boom tot hy breek. Maar daai boom is te groot. Hulle sê, olifante, vat julle groot tande en stoot die boom uit die pad uit. Maar dit kan nie werk nie. Maar Sturtjie kyk en sê, as ons 'n gat kan kry onderdeur hom, gaan die water onderdeur vloei. Maar die probleem is, as jy deurgrou onderdeur die boom en die water spoel jou, gaan dit jou reg binne in die gat inspoel, waar die lava onder begin borrel het. Dit is baie gevaarlik. Wie sal dit kan doen? Wel,
Stompie en Stertjie sê, hulle sal dit doen, hulle kan vinnig spring van tak tot tak. Tier en die Puma sê, ons gaan dit nie eers probeer nie. Maar kom ons sê julle wat? Olifante, kom ons kry bobbejaantoue. Dan bind ons die toue om julle vas. Die tier en die Puma gaan gat grou. Stompie en Stertjie gaan op hulle sit en help grou. En as die water kom, dan spring hulle in die gat en swaai uit, want die tou is aan die olifante vas. Aan die ander kant uit, dit klink baie gevaarlik. Want as daai tou breek, of sny teen 'n klip, of die knoop loskom, verdwyn hulle vir altyd. Of hulle gaan hierdie brawe ding doen en al die diere van die oerwoud red. Wat dink julle moet hulle doen? 'n Kans vat? Almal moet hulle maar net ophou, net vlug. Maar daarom was dit 'n baie brawe tier en 'n luiperd, 'n Puma. Stompie en Stertjie was op hulle die toue mooi styf vasgemaak, teen die olifante vasgemaak. En hulle het na die middel van die boom toe gegaan en begin grou. Julle en die volgende oomblik kom daar 'n lava borrel agter hulle op. Hulle is soos o, gats. Hierdie borrel het van onder af geskiet tot die bo. Hy word warm, die kameelperd koekeloer daaroor en sê, o, julle, ek sien, hier kom die lava. Ons moet dit koud kry, baie, baie gou-gou. Vinnig, iemand piepie op die lava. Maar dit gaan nie werk nie, nee. So die luiperd en die Puma begin grou. Maar hulle kan nie vinnig genoeg grou met hulle pote nie, want hulle is nie gemaak vir grou nie. Maar hulle hoor daar een kant in die bos. 'n Bosvark, o, bosvarke grou so verskriklik met hulle snoete. Hulle moet bosvarke kry, julle. Toe die luiperd 'n bosvark roep, toe sê die bosvark, julle gaan my eet. Maar die olifant sê, asseblief help ons sal jou vasmaak met hierdie tou. Hy kyk so, en as ek in die gat val op daai vuur daaronder, dan word ek bacon. Ek hou nie dit daarvan nie. Hulle moet 'n plan maak. En Stertjie, sy kry baie slim plan, die bosman wil nie help nie, maar wat maak sy? As hulle grawe kan kry, met groot stukke hout, met klippe, of stokke deursteek, wat as hulle die boom net 'n bietjie gelig kan kry? Dan kan die water onderdeur kom. Maar daar's nie tyd om dit te doen nie. Die tier en die luiperd, die tier en die Puma, hulle grou. Julle, en daar kom 'n klein straaltjie. Hulle sit op die tier en die luiperd, hulle probeer saam grou, en stoot die grond uit die pad uit. Nou boop en hulle maak seker die toue is styf vas, want as daai water kom, moet hulle vlug. En die olifant sien, maar hier's 'n klip aan die kant van die boom. Wat as hy die klip wegvat, julle? Want daar agter daai boom is 'n massiewe dam water. Die olifant daai klip vat, skuif daai boom 2 tree nader na die gat toe, en hy soos, die klip het die boom vasgehou. En voordat hy kan sê, begin daai water die boom uit die pad uitdruk. Nader, en die tier en die luiperd word vasgekeer. Hulle soos, Stompie en Stertjie soos, wat gaan ons maak? Hier kom die boom! Julle, onder die boom deur, waar hulle gegrou het, skielik kom daar water in die stroompie, en die stroompie begin spuit, en die boom skuif nader, en die rand van die gat is net hier agter hulle, en hulle val in. Maar die olifant hou vas, en hulle swaai, en hulle klou teen die kant vas, maar die lava het begin opkom, die lava borrel spat, net hier onder hulle sterte, van bo af, gaan die boom op hulle val, genigtig wat nou, maar Stompie en Stertjie sien, aan die kant van die gat, is klip om op te klouter. Hulle help die tier en die leeu en die olifant te trek, julle, en net toe hulle uit die pad uittrek, val die boom binne aan die lava, julle, hy val, en soos hy val, slat hy aan die brand, en vlamme kom daarop, net betyds, want die bobbejaantou het aan die brand begin slaan, en die tier en die luiperd, Stompie en Stertjie is daaroor, en net hoe hulle gaan toe val daai, kom daai stroom daai water, binne in daai water, en dit val, dit blus daai vuur, en dit is die verskriklikste groot wol stoom, wat uit spuit. Julle, daai stoom spuit so hard, daai boom wat brand, hy trek deur die water blus daarmee vuur, maar hy trek soos 'n vuurpyl daai, op in die lug, en hulle soos, daai boom gaan afkom, hardloop, julle, die kameelperd, die olifante, die tier en die Puma, met Stompie en Stertjie en hulle pappas daar bo, en hulle begin hardloop, en hulle sien daai boom verdwyn hier bo by die takke uit, een of ander tyd gaan hy afkom, want alles wat opgaan, kom af, Behalwe dit tot in spices. behalwe as dit tot in spys is, nê? Maar hy gaan nie tot in die ruimte gaan nie. Daai boom kom terug
Julle en hy val tussen die takke bokant hulle kop en hulle hardloop. Hulle hardloop, want ons nog sulke rooi warm kole op daai ding. Want daarom is hulle die pad uit. Daai boom val binne in daai modder, en hy spat modder oor hulle, laat hulle rol. Toe hulle daar kom, lyk hulle soos breinmodder gedrogte. Weet jy dat's gedrogte? Ja. Goeters wat grillerig. Kan julle sê grillerig? Grillerig. Goeters wat grillerig lyk. En daai bosvark kyk, hy sien hierdie grillerige goeters. En hy sê, "Aah!" Maar hierdie diere is veilig. Hulle is net vol modder. Die rivier vloei en hy val weer in die gat in. En dit hou die lava laag. En die diere is veilig en die oerwoud gaan nie afbrand nie. Alles oor 'n brawe tier en 'n puma met Stompie en Stertjie op hulle 'n stukkie wat die plan kon maak. En daai grillerige moddergoeter stap terug huis toe en voel trots daarop dat hulle die woud gered het.